Prys die naam van die Here, prys die naam van die Here. Ons loof en ons prys die naam, halleluja, dankie Here. Goeiemôre aan elkeen. Dit is weer Sondagoggend en wat 'n voorreg is vir my, Pastoor Martin, om saam met u te kuier rondom die woord van die Here. Ek is opgewonde, ek is vol van die Gees van God, want weet u wat, vanoggend is ek nie net hier om 'n boodskap te bring nie, maar vanoggend is ek saam met u hier om die vyand te wys, ons is op 'n aanval besig, en hierdie week wat verby is, het ek met soveel mense te doen gekry, en met mense gepraat, en onder andere vir mense op hulle sterfbeddens gaan bid, en ek het ervaar dat die vyand is besig om ons mense alleen uit die put van die hel te bring, en ek weet nie van u vanoggend nie, en u moet verskoon as ek nou maar vanmôre baie vinnig opgewonde raak, oor die dinge wat God vanmôre vir ons wil sê, en vir ons wil gee, en u sal sien, ek het daar gesit, net voor ons gaan bid, het ek daar op my opskrif gesit, wie is ek? Wie is ek? En ek wil vanmôre daaroor praat. Goeiemôre aan elkeen wat ingeskakel het. Susan Peste daar van Johannesburg af. Goeiemôre. Baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel het. Mag die Here jou ook vanmôre seën. Halleluja. Ja, hier by ons is dit 'n redelike koelerag gewees hierdie paar dae, maar ek weet dat die Here gaan ons harte warm maak vanmôre. En ek is, soos ek sê, opgewonde oor dit wat die naam van God vanmôre vir my en vir jou wil sê, wat ek wil vanoggend dit sommer net pertinent sê, dat daar is nog krag in die naam van Jesus Christus, halleluja. Iemand vanmôre sal my opgewonde raak, want ek weet wat ek weet, dat God is goed, halleluja. Prys sy wonderlike naam, net daar waar hy is. Kom ons gaan saam bid, en ons gaan na die troon van die Here toe, halleluja. Hemelvader, reeds vroeg in die oggend, Here, het u hierdie woord op my hart gelê, en ek het gevoel hoe die inspirasie van die Heilige Gees, Here, in my gewerk het, en ek voel vanmôre, daar's iemand daar buite, wat vanmôre moet weet, wat ek, of wie en wat ek is, in Christus Jesus. Dankie vanmôre, Here, ek kan niks meer of niks minder sê, behalwe dit wat die Gees van God op my hart gelê het, Here. En ek vra vanoggend, Here, dat die Heilige Gees my gedagtes sal kom bevrug, Here, dat ek net afhanklik sal wees van God se Gees. Here, ek is net 'n instrument. Ek kan niks uit myself uit doen nie, behalwe as God my lei, en ek gee al die lof en al die eer daarvoor. Ek bid ek vanmôre, Here, vir elkeen wat luister, dat jy ook hulle sal seën vanmôre, en hulle sal aanraak vanmôre, in Jesus naam. Amen en amen. Mag die Here u vanmôre seën. As u u woord by u het, kan u saam my gaan blaai, daar na die boek van Romeine 8. Romeine 8 gaan ons saam lees, vanaf die 31ste vers. U sal hoor, daar in die agtergrond speel daar die koortjie van Waymaker, en ek weet vanmôre, dat die Here gaan vanoggend vir my en vir u 'n pad in die woestyn maak, en 'n rivier in die wildernis. Prys sy heilige naam. Man, ek is opgewonde oor die woord van die Here. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Is u daar? Kan ons lees Romeine 8 vers 31. Hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God, prys sy wonderlike naam. U moet opgewonde raak saam met my. U moet amen en halleluja sê al die dinge. Hy sê, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Ek wil vanoggend vir u sê, man, as die Here wat hemel en aarde gemaak het vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Ek hoop ek kom by die kernboodskap vanmôre uit, want ek het soveel opgewondenheid in my binneste. Hy sê daar in die volgende vers, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom, dis Jesus, vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy die Vader nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Prys die naam van die Here. Goeiemôre moeder daar in Potgietersrus ook. Dan sê hy verder daar, wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Halleluja. Hy sê verder, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Dis 'n vraag wat hy vra. Soos geskrywe is, 36ste vers, om u ontwil word ons
die hele dag gedood. Ek wil vir 'n oomblik daar stil staan. Dis geestelik wat hy praat. Die hele dag kom die vyand met sy aanvalle na ons toe en hy vertel ons hierdie leuns en hy sê ons is nie goed genoeg nie en ons is swak en ons kan nie. Maar ek wil vanmôre vir ons sê dat God is goed en jy duiwel is 'n vuil goed. Halleluja, kan iemand saam met my amen sê. Hy sê daar verder, ons is gereken as slagskape, 37de vers, maar in al hierdie dinge, maak nie saak wat gebeur nie, hy sê maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het, prys sy wonderlike naam, want ek is verseker, en dit wat ek vanmôre vir u sê, as u dalk 'n vraag het vanmôre, wil ek hierdie vers vir u gee vanmôre. Hy sê, want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daarin in Christus Jesus, onze Here is nie. Kan iemand net sê, halleluja en amen, dat niks op hierdie aarde, niks wat ons pad langs kom, sal ons kan skei van die liefde van Christus nie, want hy is vir ons, wie sal dan teen ons kan wees? Op 'n stadium sê daar die psalms, dan sê, ek loop, my God, loop ek 'n bente storm, al kom daar 1000 aan my linker en 10.000 aan my regter, sal ek nie bang wees nie, want God is met my. Hy sê in sy woord, dat hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is, prys sy heilige naam. Ek weet nie van u vanmôre nie, maar as ek wonder vanoggend, wie is ek? Dan weet ek dit vanoggend, ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus, halleluja. Prys sy wonderlike naam. In hierdie week praat ek met mense wat die Here regtig nodig het. En ek sê vir hierdie ding, dat die vyand, die duiwel kom om te verwoes en te slag en te steel en te moord. U moet verstaan dat Lucifer is magtig, maar daar's een ding wat hy nie weet nie, of miskien weet hy dit, maar hy's nie almagtig nie. Daar's net een wat almagtig is, en sy naam is Jesus Christus, en as hy in my woon, dan is die vyand nie by magte om enigiets aan my en jou te doen vanoggend nie, halleluja, prys die naam van die Here. Baie welkom aan julle wat ingeskakel het, ook daarso, Gerald Althea, baie welkom vanmôre, dankie dat julle ook saam luister. Ek wil vanoggend vir u sê, dat weet jy wie is u vanmôre, weet jy wie jy vanmôre, as jy die spieël gaan staan, en jy gaan kyk na jouself, dan sien jy dalk pastoor Martin, ek vir myself in die spieël kyk, dan sien ek pastoor Martin, of ek sien net Martin Ferreira, maar een ding is verseker, as ek bietjie dieper kyk, en ek luister na die woord van God, dan is ek nie net Martin nie, maar dan is ek meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus, halleluja. Die vyand kom met 'n leuen na die kind van God toe, en hy sê vir jou, jy's niks werd nie, jy gaan dit nie maak nie, kyk hoe lyk jou lewe, kyk waarmee is jy besig, het jy nie 'n skaap nie, hy herinner jou aan jou verlede, hy sê, kyk wat in jou verlede man, kyk jou ouers, jou voorouers, jou ouma grootjie, hierdie bloedlyn van jou, kom al jare saam, hierdie siekte van jou, kom jare saam, hierdie terneergedruktheid van jou, jy gaan nie regkom, jy is nie 'n goeie mens nie, tot jou pa en jou ma wil jou nie hê nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus, halleluja. Halleluja, ek het laas week so 'n bietjie gepraat oor geloof, maar ek wil vir jou sê, luister baie mooi, wat sê die woord van die Here, daar in 1 Timoteus 11, wil ek dit vir u lees, en dit is 'n baie mooi vers hierdie, ek wil 11 en 12 vir u lees. Hy sê daar, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof,
liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Dit is die tipe van die vrug van die Gees, maar net die Gees van God kan hierdie dinge vir jou gee. Hy sê vir jou, en hy sê vir my vanmôre, man van God, vrou van God, jy wat vanmôre na hierdie boodskap luister baie mooi die woord van die Here. Hy sê vlug van hierdie dinge van die wêreld af weg, en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Hy sê daar die 12de vers, stry die goeie stry van die geloof, halleluja, gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydeniswoord baie getuienis afgelê, halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, gryp die ewige lewe aan vanmôre. God het dit vir jou ook beloof, vir my ook beloof. Ons is nie net swakkelinge nie, nee. Ons is kinders van die Here, gekragtig, bekragtig deur die Gees van God. Ons het die volle wapenrusting van God aan, man, vanmôre. Die helm van verlossing, die borswapen, die skoene, die bel, die swaard, die woord van God. Ons het al hierdie dinge tot ons beskikking vanmôre, en ons kan vanmôre staande bly teen die vyand. Ek wil vanoggend net so 'n paar manne van geloof uitwys, en ek ken hierdie dinge. Ek ken dit. Ek wil vir u sê, toe die vyand, toe die duiwel Lucifer by God kom, en hy sê vir die Here, gee vir my Job, ek sal vir jou wys, ek sal hom knak in my eie woorde. Toe sê die Here vir hom, jy kan Job kry, maar een ding mag jy nie doen nie. Luister mooi die woord van die Here. God is in beheer van jou lewe. God is in beheer van alles nog vandag. Hy sê vir die duiwel, jy kan alles met Job doen, maar jy mag nie sy lewe vat nie. Net soos Job, is daar dalk mense wat jou vanmôre sê, man, jy's nie goed genoeg nie. Is daar dalk mense wat vir jou sê, kyk jou lewe, hoe lyk jy? Jy sê jy's 'n Christen, maar kyk hoe lyk jou lewe. Kyk wat maak jy? Kyk hoe lewe jy? Ek wil vanoggend baie mooi pertinent vir jou en wat luister sê, en vir mense waar hierdie boodskap na uitgaan. Ek sê persoonlik, dis Martin Ferreira se teologie vanmôre, hoor. Dis nie wat die Bybel sê, dis my teologie vanmôre. Ek wil vir jou sê, daar is 'n verskil tussen 'n Christen en 'n kind van God. 'n Christen is 'n man wat kerk toe gaan en dit wil mooi lyk. En ek wil sommer dit vanmôre sê, hou op om die banke van die kerke warm te sit. Waarmee? Met wat se gedagte gaan jy kerk toe? As jy na 'n kerk toe gaan, bygesê. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, as jy ingebid is in die Gees van God, en jy is op pad na die huis van die Here toe, om 'n verskil te maak in ander mense se lewens, en 'n verskil te maak in die gebou waar jy staan, en om God se Gees te ervaar, en toe te laat dat God se Gees werk, want die woord van God sê, ons moet hierdie byeenkoms nie laat nie, want die een sal 'n woord hê, die een sal 'n getuienis hê, die een sal 'n lied hê, die een sal die uitspraak van taal hê, maak nie saak. Ons moet by mekaar kom vir hierdie dinge, maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet ingebid wees, want 'n Christen gaan maar net kerk toe, om die bank warm te sit, om te kyk wie's vanmôre weer in die kerk, maar ek wil vir jou sê, 'n kind van God, gaan na die huis van die Here toe, om 'n verhouding met God te hê, om te hoor wat God vir hom wil sê, en bekragtig te word deur die Gees van God, om uit te gaan, en om disippels te gaan maak, van alle nasies, volk en taal. Jy sê maar net, hier jy vanmôre nie, maar ek en jy is vanmôre geroep, om 'n werk vir die koninkryk van God te doen, om uit te gaan, en te gaan vertel, dat Jesus red nog, en genees nog, en hy doop nog met sy Gees, halleluja. Kan iemand net saam met my amen sê, en halleluja sê, prys die naam van die Here, Here vanoggend. Ek voel God se krag in hierdie plek, halleluja. Ek wil vanmôre vir u sê, klaar het ons woer gespeel, of klaar het die vyand woer met ons gespeel, ons kan staande bly op die woord van God, halleluja. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Wat se dinge, pastoor? Ag, weet jy wat, Martin? Jy gaan dit nie maak nie. Weet jy wat, Martin? Jy is te swak. Hoe wil jy in hierdie lewe mense by mekaar kry? Hierdie dinge wat die vyand vir jou sê, hierdie dinge wat die mense na jou kant toe bring, al hierdie genjap, en weet jy wat, ek wil sommer dit vanmôre sê, ons as kinders van God, se ore is nie asblikke vir die wêreld nie, maar ons het 'n stem gekry, ons het ore gekry om te hoor wat die Gees van God vir ons sê, en ons het 'n mond gekry, nie om te praat wat die wêreld praat nie, maar om te praat wat God se woord vir ons sê, ons moet praat, om die geregtigheid uit te lewe, en die liefde
liefde en die genade van God te gaan bely en te gaan verkondig. Halleluja. Dis presies wat ek daar in Timoteus gelees het. Daar Timoteus, maar jy, God praat vanmôre met jou wat luister en met my wat hier staan. God praat met ons vanmôre. Hy sê vlug van hierdie dinge af, weg. Kom weg van hierdie wêreldsdinge af, man. En begin die Here dien in gees en in waarheid. Jy weet wat, ons speel kerk, maar ek wil vanmôre vir die kind van God sê, genoeg het ons kerk gespeel, ons moet dit ernstig meen met die woord van God, want in die laaste dae, sê die woord van God, sal net die ware aanbidders wat God se aangesig soek, staande bly, en ons sien dit gebeur hoe mense uit hulle naad uitval, en terug in die wêreld inval, want hulle het nie gebedsverhouding met God nie. Families moet weer vrede in die huis kry. Kinders moet weer gehoorsaam raak aan hulle ouers. Ouers, jy moet weer die posisie in die huis inneem. Pa, luister baie mooi vanmôre. Ek weet nie hoe ek dit sê vanoggend nie, maar jy as 'n vader moet weer die priesterlike skap in jou huis neem en die woord van God lees en sê kom dat ons weer die woord van God lees en doen wat God se woord sê. Want jy sien, ons almal is daarin skuldig. Ons wil vinnig vir die Here vra, wat gaan aan? Maar ons lees nie die woord van God nie. Ons staan nie ons priesterskap wat God vir ons sê nie. Wie is ek vanmôre en wie is jy vanmôre? Ons is vanmôre wie God sê ons is, nie wat die duiwel sê ons is nie, nie wat mense sê wie ons is nie, nie wie 'n pastoor sê wie ons is nie, nie wat die dominee of die kerksorg of die ouderling of pa en ma nie, maar ons is vanoggend dit wat God sê ek is, nie wat die vyand sê nie, nie wat die wêreld sê nie, maar wat God vanmôre sê ek is, dit sal ek vanmôre weet. En God se woord sê ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Halleluja. Ek was nog by Job gewees. En Job bly by God se belofte dat die Here hom sal vashou. Dawid skryf in Psalm 23 sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade wees, sal ek nie vrees nie, want ek weet wat ek weet, dat die Here wat my die diepste moddersluike uitgehaal het, wie my voete op hom gesit het, naamlik die rots Jesus Christus, dis hy wat in my by my is en wat my beskerm en my bewaar. Ek kry 'n oproep in hierdie week van 'n baie goeie vriend af. En ek meer 'n werkskollega vanoggend. Hy sê pastoor, daar's 'n persoon wat ek ken en ek ken hierdie man ook baie goed. Hy sê gaan bid vir hom. Hy's baie siek. En ek gaan na die hospitaal toe of die plek waar hy lê en ek stap in die kamer in. En ek wil vanmôre vir u sê, en ek voel gelei om dit te sê vanoggend. Ek stap in hierdie kamer in. En ek sien die man daar lê en 'n vroutjie wat daar sit wat vir hom gebid het en van Bybel gelees het. En ek ervaar 'n reuk. Nie 'n reuk wat stink of wat nie goed ruik nie. Jy moet asseblief vanmôre verstaan wat ek sê, en ek kry hierdie doodsreuk in my binneste, en ek sê, Here, ek weet nie van u nie, maar ek ervaar hierdie man, hy gaan nie meer lank lewe nie. En menslik gesproke, menslike hart, dink ek wil vir hom bid, en ek glo dat die Here hom kan aanraak. Maar ek kry hierdie doodsreuk wat daar is, dat hierdie man is op pad om te sterwe. En ek praat met hom en ek lees hom in die woord van God uit. En ek bid vir hom. En hierdie vroutjie se foon lui en sy is uit by die kamer. En op 'n stadium voel ek God se gees lei my en ek vat so aan sy hand terwyl hy sy hand so oor die bed skuif. En ek vat aan sy hand. Ek sê, weet jy wat? Ek kan maar sy naam sê vanmôre. Ek sê, weet jy wat, Andy? Die Here is vanmôre in die plek, en sou jou nie vanmôre vleeslik aanraak nie, weet ek dit vanmôre, dat God sal jou gees herstel. En ek sien hy lig sy kop op, en hy kyk vir my met sy vaag oë, waar die dood in is na my toe, en hy sak sy kop net weer, so ek weet, en ek ervaar God se gees, maar die gees van God begin my praat in daai oomblik, en ek sê, Here, help
my tog vanmôre, dat ek my saak met God regmaak, en die Here sê vir my, die Gees van God maak dit by my attent, die mense sit in die kerke vandag, en daar's 'n doodsreek, 'n geestelike doodsreek, en ons wonder, wie is ons, en wat is ons is so ver in die wêreld ingedompel, in kerke kom met hierdie valse leerstellings, en ek weet nie wat als nie, en ons weet nie meer wie ons is, in Christus Jesus nie, en die Gees van God maak dit by my attent, dat ons het so doodsreek in ons kerke begin kry. Ek sê, o God, wees hierdie man genadig, dat ek nie sal uitgaan en die evangelie van Christus gaan verkondig, en daar's 'n doodsreek nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, daar's 'n lewe van oorvloed, halleluja, daar's 'n reek van lewe in Christus Jesus, meer as oorwinnaar, halleluja, ek sal nie op hierdie evangelie verkondig, totdat Jesus my kom haal nie, en ek sal bly sê, en daardie woord is lewe, en lewe in oorvloed, kan iemand net opgewonde raak, halleluja, prys die naam van die Here. Jy sien, ons sit in kerke, en ons gaan Sondag vir Sondag, en ons luister na die pastoor, of dominee, of priester, of leraar, en ons luister na wat hy sê, maar daar's 'n doodsheid, wat beweeg, daar's 'n reek van doodsheid, want die Gees van God is nie daar, om te beweeg nie, en ek wil dit vanmôre sê, en ek voel geleid deur die Heilige Gees, predikers, julle moet wakker word, oor die woord van God vanmôre, want hierin is die krag en die lewe van Christus Jesus, halleluja. Wie is ek? En wie is jy vanmôre? Maar in al die dinge, vers 37, maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom, wat ons lief gehad het. Net die vorige vers sê, soos geskrywe is, om u ontwil, word ons die hele dag gedood, ons is gereken, as slagskape. Jy sien, die vyand is nie tevrede met dit wat God na my en jou kant toe wil bring nie. Hy is nie tevrede as God ons wil seën nie. Hy is nie tevrede as God ons wil skuif nie. Nee, hy is nie tevrede daarmee nie. En hy bring al hierdie aanvalle na ons kant toe. Hy vertel vir jou hoe sleg jy is. Hy vertel vir jou wat hoe ek kan nie eers al aan dink wat hy na jou kant toe bring nie. Hy val ons aan met siekte. Hy val ons aan met negativiteit. Hy val ons aan met verkeerde vriende, en die lys is net te lank, ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Hy sê maar in al hierdie dinge, ongeag wat jou probleem is, of ongeag wat my probleem is, hy sê vanmôre maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Jy is vanmôre, jy wat vanoggend luister na die woord van God, jy is nie in niks nie, jy is nie in niks werd nie, jy is meer as oorwinnaar in Christus Jesus, halleluja. Job het toe besluit, hy sal vashou aan die Here, en die woord van God sê, toe hy opstaan van daai ashoop af, en sy sere aan sy lyf, nadat sy familie hom gelos het, en vir hom gesê het, hy moet eerder net sterwe, hulle wil nie by hom wees nie, hy is niks nie, toe seën die Here hom opnuut, en die Here lig hom op. Ek het 'n woord van God vanmôre vir iemand, jy voel dalk neergedruk, jy voel dalk jy lê op 'n ashoop, en die sere is om jou, moenie laat die vyand vir jou lieg nie, moenie vir jou sê, dit is klaar, praat met jou nie, sê vir hom, God is goed, en jy, duiwel is 'n vuil goed, halleluja, prys sy wonderlike naam, die Here sal jou oplig vanmôre, en jy sal verbaas staan, nee, ek wil dit anders te sê, en die mense sal verbaas staan, wat God in jou, en in my lewe gaan doen, prys sy wonderlike naam. Ek wil die vandag vat, na Daniel toe, want Daniel was 'n man na God se hart, Daniel was 'n man wat geweet het, wanneer om te bid, as hy bid, dan hoor die Here sy gebed, Psalm 65, Psalm 65 vers 3, o woorde van gebed, dis Jesus, hy hoor as ons bid, hoor. En Daniel bid, mense is teen Daniel, hy is jaloers, man. Hulle is jaloers, ek wil vanoggend vir jou sê, mense is jaloers op jou, kind van God. Hulle is jaloers op jou. En hulle is jaloers op Daniel. Daniel bid, hulle kry 'n wet teen Daniel, dat jy mag niemand anders aanbid,
behalwe die koning en die koning se beeld wat hy opgerig het nie. En terwyl die mense bid, gaan Daniel en gaan kniel neer met sy aangesig na Jerusalem, 'n teken van sy aangesig na God toe, en hy bid tot God wat in die hemele is, en die Here verhoor sy gebed, en die manne kom maar in, en hulle neem hom gevangene, en hulle gaan sluit hom hulle wil hom in die leeukuil gaan gooi, want hy het verkeerd opgetree teen die wet van die koning. Ek wil vandag sê, luister baie mooi, kind van God, miskien is jy bang vir môre, moenie bekommerd wees oor môre of oor môre nie, want God is reeds daar, en toe Daniel na die leeukuil toe kom, toe is God al reeds daar, hy het klaar planne gemaak, hy het klaar die leeu se bekke gesluit, en Daniel gaan in die leeukuil in, en die leeu's wat uitgehonger was, daardie mense wat uitgehonger is om jou val te sien, daardie mense wat staan en wag, om te sien hoe val jy, hulle gaan verbaas staan, hoe God jou staande hou, en hoe God jou gaan uit jou omstandighede uitlig vanmôre. Wees ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Halleluja. Ek wil die vandag vat na Sadrag, Mesach en Abednego toe. Drie manne van God, hulle het geloof in Christus gehad, hulle het geglo dat God wat in hulle is en by hulle is by magte om hulle uit die warmste vuuroond uit te red, en die wet gaan uit, dat die wat nie voor die koning se beeld buig nie, sal in die vuuroond gegooi word, maar wie weet, there is some kind of fire inside of me, that burns that kind of fire of van die wêreld, daar's 'n vuur binne in my, wat die wêreld se vuur kan verteer, wat na my kant toe kom, en dit is die Heilige Gees, vuur van God. Halleluja. Sadrag, Mesach en Abednego, die hele volk, duisende mense, buig voor hierdie koning se beeld, en iewers daar in die verte sien ek 3 manne wat regop staan, hulle staan net regop, en hulle staan op die woord van God, wat God se woord het gesê, ek sal jou nooit begewe, of ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal altyd deur met jou wees. Hierdie 3 manne staan op die woord van God, en hulle roep hulle na, hulle sê, hoekom het jy nie geluister na die woord van die koning nie? Hulle sê, nee, ons luister eerder na die woord van God, die God wat hemel en aarde gemaak het, en jy weet wat gebeur, hulle gaan gooi in daardie vuuroond, wat 7 maal prys die naam van die Here koning. How stupid can you be? Hoe dom kan jy wees, duiwel? Die 7 getal beteken, dit is die getal van God volmaaktheid. Hulle maak hierdie vuur 7 maal warmer, but when Jesus step in, something different's about to happen. Wanneer God in jou saak instap, maak nie saak hoe die hel los is rondom jou nie. Wanneer God in jou saak instap, verander die Here dinge, nie buitekant nie, maar binne in jou situasie waarin jy is, prys die naam van die Here. Sadrag, Mesach en Abednego geword na die vuur gegooi. En toe die koning kyk, ek ken dit, luister baie mooi. En toe die koning kyk in die vuur in, prys die naam van die Here. Toe sê hy, maar manne, het hulle nie net 3 ouens ingegooi nie? Hulle sê, ja koning, ons het net 3 ingegooi. Hy sê, maar ek sien dan 'n 4de persoon, wat lyk soos die gestalte van 'n gode seun, prys die naam van die Here, net as die duiwel dink, het jou oorwin, dan kyk hy 'n bietjie dieper, en sê, maar het ons nie, ons magte ingestuur daar, is hulle nie, daar is iemand, soos die gestalte van 'n gode seun. Ek wil vanoggend vir julle getuienis bring. Jare gelede, daar op die grens van Limpopo, Messina, of Noord-Transvaal, soos in daardie jare was, hoor ek die getuienis, en daar was nog oorlog gewees, en daar was terroriste teen die grens gewees, en ek hoor die getuienis van hierdie vroukie, wat alleen op die plaas is, terwyl 'n man iewers in die veld is, of dalk iewers by die oorlog betrokke is, ek is doodseker wat daar gebeur het nie, maar hierdie vroukie gaan uit, en sy gaan haal haar wasgoed buitekant, sy weet, daar is terroriste, en daar is dinge wat met daar kan gebeur, hulle kan haar doodmaak, hulle mag nie in die aand uit hulle huis uitgegaan het nie, maar sy gaan uit om haar wasgoed af te haal, en soos ek verstaan, is haar wasgoed dan 'n redelike ver end van die agterdeur af, en sy bid en sy sê, Here, ek stap uit in geloof, en ek weet U sal my beskerm. En sy stap uit, en sy gaan haal die wasgoed af, en sy kom terug in die huis, en weke later kom 'n man by die huis, of 'n paar dae later,
om 'n man by die huis met hierdie getuienis. Hy sê, daar was terroriste daardie aand wat daardie vrou in daardie huis wou aanval, maar die oomblik toe sy bid en sy stap uit die huis uit, toe kyk die terroriste vir haar, hulle was gereed om aan te val en haar dood te maak en hierdie huisgesin aan te val, maar toe sy uitstap na die wasgedraad toe sê hulle sien manne, groot wit geklede manne, wat met hulle rug na die vrou toe staan, met hulle aangesig na hulle toe gereed, om haar te beskerm. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, miskien lê die duiwel vir jou en wag, maar die woord van God sê, hy lê en loer, soos 'n brullende leeu, maar hy is nie die leeu van Juda nie, hy is nie die leeu van die stam van Juda nie, daar's net een leeu, en sy naam is Jesus Christus, halleluja. Hy sê in hierdie mense, hierdie terroriste word vreesbevange en hulle hardloop weg vir hierdie groot, wit engele wat daar staan. Ek wil vir jou sê, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, maar God is by magte om in en deur die omstandighede, dieselfde manier wat die duiwel jou wil aanval, gebruik God teen hom, om hom aan te val. Prys die naam van die Here. Ek wil klaar maak. Ek dink aan die God se disippels, wat uitgegaan om die woord te verkondig, nadat die Here opgevaar het na die hemel, toe hy sê vir hulle, gaan dan heen, gaan maak disippels van alle nasies, volk en taal, leer hulle my in doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En u kan dit gaan oplees, en u kan dit gaan opsoek, dat hierdie disippels, Paulus, Petrus, noem hulle almal op, hulle het 'n swaar dood gesterwe, as gevolg van, of terwille van God se woord, terwille van God se woord. Maar dit maak nie saak of hulle die vlees wil aanval nie, dit maak nie saak of die vyand kom met aan sy aanslaan nie, because I know, ek weet wat ek weet, Pastoor Martin, wie is jy vanmôre? Ek kan vir jou sê, presies wie ek is vanmôre, en ek gaan dit vir jou dit weer lees, daar uit Romeine 8 vers 31 of vers 37, Pastoor, wie is ek vanmôre? Wie is jy vanmôre? Hier is jou antwoord, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaar deur hom, wat ons lief gehad het. Hy het vir my en jou lief gehad, en het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ek en jy vanmôre vry kan wees. Moenie laat die duiwel kom met sy leuns na jou kant toe, en jou vertel dat jy se niks werd nie. Nee, jy is vanmôre kind, bloedgewaste kind van God, rein gewas deur sy bloed, ingeënt in die wingerstok, die ware wingerstok, naamlik Jesus Christus. Halleluja, 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 prys die naam van die Here. Baie dankie, Gerald en Althea, dat julle so mooi saam preek daaronder. Prys die naam van die Here. Ek gaan klaar maak. Wie is ek, is my opskrif vanmôre. Wie is ek? Jy is 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Dis wie ek is. Dis wie jy is vanmôre. Ons is oorwinnaars in Christus Jesus. En moenie laat die vyand jou anders te kom vertel nie. Prys sy heilige naam. Ek het hier voor my Bybel geskryf, daardie vers, en ek wil dit weer vir u lees. Daar in 1 Timoteus 11 en 12. 1 Timoteus, ek dink is 1 Timoteus 6, verskoon tog. 1 Timoteus 6, vers 11 en 12. Maar jy, dis jy wat nou luister, dis jy wat na die woord luister, dis jy wat na my kyk, en as ek met jou praat God met jou vanmôre. Hy sê, maar jy, man of vrou van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd, vers 12, van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuienis afgelê het. Stry die goeie stry in geloof. Bly by die woord van God. Doen wat God jou sê, en God sal jou deur hierdie dinge lei. Moenie laat die vyand die doodse reuk oor jou geestelike lewe bring nie,
maar laat hierdie reuk van lewe en blydskap en oorvloed by jou sal vind. Wanneer hy by jou kom, dan sien hy die bloed aan die deurposte, jy kan manifesteer. Vat salfolie, gaan salf jou huis, gaan salf jou geestelike lewe se deurposte en sê, die dood kan maar hier verby gaan, maar in hierdie huis, soos wat Josua sê, hy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons sal die Here dien, prys sy heilige naam. Ek wil gou vir julle nog 'n vers lees, as ek dit vandag kan kry. As ek dit vandag kan kry. Josua 1 vers 9. Josua 1 vers 9. Kan ek dit gou vir julle lees, Josua? Vandag lees ek is so opgewonde oor die woord van die Here. Josua 1 vers 9. Baie goeie vriend van my, hou baie van hierdie vers. Hy sê, het ek jou nie beveel nie. Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Jou ingang en jou uitgang, daar waar jy buitekant beweeg. Die Here is oralste met jou. Hy sê vir jou in Josua 1 vers 9, het ek jou dan nie beveel nie. Wees nie bevrees nie, wees sterk en volmoed, want die Here jou God, die een wat ek en jy aanbid vanmôre, is met jou. Wie is ek vanmôre? Ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Waarvoor moet ek nie bang wees nie? Vir die aanvalle van die duiwel. Hoekom moet ek nie bang wees nie? Want die Here van die leerskare, die God wat van Abraham, Isak en Jakob, die Here wat hier die aarde in sy handpalm vashou, dis hy wat vanmôre jou lewe in sy hand vashou, en hy sê vir jou vanmôre, wees sterk en volmoed, want ek is met jou. Ek wil met hierdie woorde afsluit vir oggend. Wees ek vanmôre, en wees jy vanmôre. Ons is nie net hier juis nie, nee, maar ek en jy is vanmôre kinders van die Allerhoogste God, en moet laat niemand anders te jou dit anders te vertel nie, want ons is bloed gewas, rein skoon gemaak deur die kruis van Jesus Christus, because it's all about the message of the cross, want in die kruis lê ons 'n nuwe lewe, in die kruis lê ons vrymaking, in die kruis lê ons krag, in Christus Jesus lê ons vrymaking, in Christus Jesus lê ons krag, en sê die woord van die Here, dat hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Mag die Here u vanmôre sê, net daar waar u is, wil ek saam met u bid. U sê daar, pastoor, bid saam met my. Ek wil hê dat die Gees van God vanmôre in en deur my lewe moet kom. Ek wil nie meer voel soos 'n niks werd nie, maar ek wil voel soos 'n kind van die Here. Net daar waar u is, gaan ek saam bid, en u kan saam bid, en u kan sommer ook, as u voel u wil saam met iemand bid, of vir iemand bid, steek jy altyd so op, en sê, ek bid saam met pastoor Martin vir mense wat vanmôre die hand van die Here nodig het, en vanmôre God nodig het. Ek bid saam dat die Here hulle vanoggend sal aanraak. Halleluja. Kom ons gaan saam bid. Hemelvader, dankie vanmôre vir die voorreg wat ek uit die woord kon lees en kon bid, en dat ek kan bid vanoggend, en ek sê dankie Here dat u vanoggend kom om vir ons te kom sê, ons is nie net niks werd kinders nie, maar ons is bloedgewaste kinders van God. Ek bid vanmôre, Here, as daar mense is wat sê, Here, ek moet nog regmaak met iemand, of ek my lewe reg kry, my lewe is nie 100% reg nie, of ek het geluister na hierdie leuen van die vyand, dan bid ek vanmôre, Here, dat U sal vrymaak met die bloed van Jesus Christus. U wat vir ons aan die kruis gesterf het, bid ek vanoggend, Here, dat U sal aanraak in hierdie oomblik, en almal wat vanmôre saam bid vir hierdie mense, gee ek U al die lof en die eer en die aanbidding, en ek weet vanmôre, U Gees is besig om te beweeg. I feel the move of God is on. Die beweging van God is aan, en God se Gees is besig om deur huisgesinne te beweeg, harte te herstel, nuwe lewe te gee, nuwe lewe in oorvloed, dat ons weet, ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus.
en ek gee al die lof en al die eer daarvoor. Dankie vir die woord vanmôre, Here. Dankie vir die Heilige Gees wat saamgewerk het en saam beweeg het en saam gepraat het. Here, ek kon niks doen nie, maar alleenlik dit wat God se Gees my gegee het ek vanmôre oorgedra. En Here, ek weet dat ek weet dit sal geseënd wees en ons sal die getuienisse daarvan hoor, want geloof dan Hebreërs 11:1 is 'n vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop, van die getuienis wat ons nog nie sien nie. Ons gee al die lof en al die eer en al die aanbidding daarvoor en ek bid dit in Jesus se mooi naam. Amen en amen. Prys die naam van die Here. Goeiemôre aan elkeen wat ingeskakel het. Baie dankie dat u saam geluister het. Dankie dat u saam gepreek het vanmôre en haleluja en amen gesê het. Mag die Here u vanmôre seën. Ons hier van Profile Ministries af bid vir julle dat die Here julle sal seën. Die Here sal met julle sal wees en dat die Here julle sal met krag sal aandoen dat hulle die heerlikheid en die oorvloed van God kan beleef in julle lewe en mag die Here met julle wees. Bid vir ons ook. Al wat ek vanmôre vra is, share hierdie boodskap, versprei hierdie boodskap, want as mense wat vanmôre nodig het om te weet dat hy is nie 'n verloorder nie, maar ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Mag u geseënd wees. Baie dankie vir al u gebede. Dankie vir wat u vir ons doen. Ons gee aan die Here al die lof en die eer en ons bid dat God met hulle wees. En ek bid Psalm 23 vers 6 oor julle al. Mag net goed en guns u volg al die dae van die lewe. God bless you.